5. Tweede deel is Johannes 15. Goed, as ons Jesaja het, dan gaan ons daar lees in Jesaja 5. Laat my toch sing van my beminde, 'n lied van my beminde oor sy wingerd. My beminde het 'n wingerd op 'n vrugbare heuwel, en hy het dit omgespit met klippe daaruit gehaal, en dit beplant met edel wingerdstokke, en hy het 'n toring daar binne ingebou, en ook 'n parskyp daarin uitgekap, en hy het verwag dat dit druiwe sou dra, maar dit het wilde druiwe voortgebring. Nou dan, inwoners van Jerusalem en manne van Juda, oordeel tog tussen my en my wingerd. Wat is daar meer te doen aan my wingerd, wat ek daar nie aan gedoen het nie? Waarom het ek verwag dat dit druiwe sou dra, en dat dit wilde druiwe voortgebring? Laat my julle dan nou te kenne gee wat ek met my wingerd gaan doen. Ek sal sy heining wegneem, sodat dit verwoes kan word. Ek sal sy muurstukken breek, sodat dit vertrap word. Ek sal dit 'n wildernis maak, dit sal nie gesnoei of omgespit word nie, maar opskiet met dorings en distels, en ek sal die wolke gebied om nie daarop te reën nie. Want die wingerd van die Here van die weerskare is die huis van Israel, en die manne van Juda is die tuin van sy verlustiging. En hy het gewag op reg, maar kyk, dit was bloedvergieting op geregtigheid, maar kyk, dit was geskreeu, net hoe daar. Ons gaan Johannes geblaai, Johannes 15. Ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle is al reeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself, as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie, as julle in my nie bly nie. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerk soos die loot en verdroog. En hulle maak dit in mekaar en gooi dit in 'n vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra en julle sal my disippels wees. Soos die Vader my lief gehad het, het ek julle ook lief gehad. Bly in die liefde van my. As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly en julle blydskap volkome kan word. Dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Julle is my vriende as julle alles doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer diensknegte nie, omdat die diensknegt nie weet wat sy Heer doen nie, maar ek het julle vriende genoem, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het aan julle bekend gemaak het. Julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra, en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle Vader ook al in my naam vra, en julle dit kan gee. Dit gebied ek julle, dat julle mekaar moet lief hê. En tot hier in die is wonderlike woord. En dit gaan daarom, wat hier op die bord staan, God se vrugtewoord. In Jesaja het ons gelees van Israel wat God se vrugtewoord is. En hier lees ons van die nuwe verbond, die nuwe kerk, die kinders van God, wat God se vrugtewoord is.
dit sluit elke ware kind van God in, dat jy 'n vrugteboord sal wees van die Here. Ja, God se vrugteboord is sy kinders. Jesus vergelyk ons met vrugtebome en met die wingerdstok. En dit is nie van nie dat hy dit doen nie. Daar in Jesaja reeds het hy gesê, ek het gekom om vrugte te soek, niks gekry nie, hulle druiwe en alles. En God is teleurgestel, hy sê, ek gaan dit verwoes. As dit nie werk nie, werk dit nie. Dan moet dit tot niet gemaak word. Ja, dit het gebeur. In Johannes 15 sê Jesus, ek is die ware wynstok en my Vader die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem my weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Maar dit is pynlik na albei kante toe. Die wat vrug dra en die wat nie vrug dra nie. Moses het gesê in Psalm 90 vers 10, die dae van ons jare daarin is 70 jaar of so baie sterk is 80 jaar. En die uitnemendste daarvan is moeite en verdriet. Die grootste deel van ons lewe is stryd aan mekaar. Maak nie saak of jy 'n kind van God is nie of jy 'n wêreldkind is nie. Daar is stryd in mense se lewens. So, nou sê Jesus, ek is die wynstok, ek is die bron, ek is die krag, ek is die toekoms. Jy is die loot, en as jy in my bly, gaan daar vrug tevoorskyn kom. Maar as jy in my nie bly nie, gaan jy verdroog. Ons noem dit teruggevallenheid of backsliding, jou kerk. Maar God haat 'n vrugtelose bestaan. Dis hoekom hy so ernstig in Jesaja gepraat het met daai lot. En hier ook, God haat 'n ding wat nie vrug dra nie, 'n mens ook. Hy sê in Lukas 13, 'n man het 'n vyeboom gehad en sy wingerd geplant was, en hy het gekom en vrugte daarin gesoek en niks gekry nie. Toe sê hy vir die tuinier, kap hom, kyk 3 jaar kom ek om vrugte aan hierdie vyeboom te soek, en ek kry niks nie, kap hom uit. Hy is niks werd nie. Dit geld vir bome en dit geld vir mense. As jy niks werd is nie, gaan God by jou verbygaan. Daar is 'n vrugtelose gemeente ook in die Bybel. Openbaring 3 praat van die gemeente van die Laodicense. Ek ken jou werke, dat jy nie koud is, moet nie warm nie. As jy tog nou maar koud of warm, maar nou omdat jy lou is en die koud of warm nie, sal ek uit my mond uitspieg. Ek verwerp jou. Ek gee jou af. Oor. En daarom moet ons kyk na ons as mens. Ons is veronderstel om soos 'n vrugteboom vrugte te dra. En dit bepaal jou geestelike toestand en jou geestelike verhouding met God en met mense om jou. Hier is 'n baie diep saak. Jou vrug bepaal wat met jou gebeur in die lewe, met jou verhouding met God, met jou selfverhouding, met jou verhouding met mense. In Jesaja het God gesê, kyk na my vrugteboord, mense, Juda, Israel, hulle bring suurdruiwe voort. Met ander woorde, hulle besoedel alles om hulle, want wie kan nie goed eet? Openbaring sê Jesus vir die gemeente van die Laodicense, jy is lou, jy maak my siek. Lou water is die slegste ding wat jy kan drink. Ja, dit is hoe ons moet wees. Ons moet oplet daarna, watter effek het ek in my lewe op myself, op God en op ander mense om my. Dit is wat vrug betref. Nou ja, dan moet ons kyk na die soorte vrug wat 'n kind van God kan dra. Daar is in die eerste plek die belangrike, nie die belangrikste nie, maar een van die belangrike is die vrug van bekering. In Matteus 3 vers 8 sê Johannes die Doper vir die klomp Fariseërs, dra dan vrugte wat by die bekering pas. Hy sê God sit gereed met die byl aan die wortel. En julle loop hier rond met wette en allerhande nonsens. Maar dra vrugte wat by die bekering pas. Dit is 'n teken dat iemand by God uitgekom het as daar vrugte van bekering in die lewe is. Jy kan getuig daarvan. Die tekens is daar. As nie daar is nie, is groot moeilikheid. Johannes 3 vers 3 praat Jesus met almal en hy sê voorwaar ek sê vir julle, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Dit beteken hy kan nie die onderskeid
tref tussen die wêreld en God se koninkryk nie. Jy kan nie sien wie is God se koninkryk nie. Nou sê in vers 5, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. Hy sê iemand moet weer gebore word, 'n tweede keer gebore word. En dit moet gebeur uit water en gees. Die watergeboorte is wanneer jou moeder jou in die wêreld inbring uit water wat jy 9 maande lank uitgevoed is. Die tweede geboorte wat Jesus van praat, is dat dit in die gees moet plaasvind. Daar's dood vanweë die sondeval hier binne. En daar moet lewe kom. En sonder die lewe kan jy in die hemel nie ingaan nie. Vlees en bloed gaan daar nie in nie, maar sonder die lewe wat ons verloor het deur die sondeval, kan jy nie in God se koninkryk ingaan nie. Hy sê hier, as jy nie gebore word uit water en gees nie. En vers 5 sê verder, wat uit die vlees gebore is, die watergeboorte is vlees. En wat uit die gees gebore is, die wedergeboorte vind hier plaas, dis gees. Dan word jy 'n geestelike mens. Dis dan wanneer die woord van God vir jou sin maak. En dis dan wanneer jou lewe begin verander, want daar's lewe, die ewige lewe. Wanneer 'n mens weergebore word, kom die ewige lewe in jou gees setel. Dit word jou lewe. Dis baie elementêr en eenvoudig, maar is so waar. God maak dit nie vir ons moeilik nie. Al wat hy vra is luister en doen wat ek vir jou sê om te doen. As iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. Jy sal dit nie hier op die aarde ingaan nie, jy sal dit ook nie in die ewigheid ingaan nie. Die mense wat weer gebore is veronderstel om in die koninkryk van God in te gaan en daarin te werk en daarin vrug te dra, sodat die wêreld daar buite kan sien, daai mense is anders as ons, hulle het iets wat ons nie het nie. Hulle dra suurdruiwe daar buite en vrot vrugte, vals vrugte. Maar ons is veronderstel om heilige vrugte te dra. So kom ons gaan aan. Die bewys dat jy 'n kind van God geword het, is die vrug wat jy dra of die vrug wat jy nie dra nie. Al baie mense wat meen hulle dra vrug, maar hulle dra niks nie. En daar is dit niks nie. Matteus 7 sê Jesus, elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal hulle dan aan hulle vrugte ken. So 'n mens ken nie 'n kind van God deur sy getuienis alleen nie. Jy ken hom deur sy lewe, waar lewe. Wat gebeur in daai persoon se lewe? Wat gebeur deur daai persoon se lewe? Want dit is die geheim. Dinge moet in ons gebeur en dinge moet deur ons gebeur. Anders is jy nutteloos, soos 'n loot wat nie vrug dra nie en jy word uitgekap later. So dit is die vrug van bekering, wedergeboorte. Die tweede soort vrug is die vrug van geregtigheid of die vrug van regverdigheid. Psalm 58 sê God gewis, daar is vrug vir die regverdige. Met ander woorde, daar is potensiaal in elke kind van God om vrug te kan dra en te moet dra, want dit is 'n opdrag van God en is 'n teken van lewe. Spreuke 11 vers 30 sê die vrug van die regverdige is soos 'n boom van die lewe. Hy wat sielig en is wys. Dis een van die tekens dat vrug in my lewe is. Ek stel belang in ander mense se heil. Ek probeer hulle op by God uitbring en as ek daar nie vrug nie. Dis 'n boom van die lewe. Spreuke 12 vers 12 sê verder: die wortel van die regverdiges lewer vrugte op. Kan jy sien? As jy weergebore is, Romeine 9 en 11, dan is jy gewortel, jy is ingeënt op die groot stam, Jesus Christus. En dan jy wortels in jou lewe wat vrugte dra. Die wortel self dra natuurlik nie vrug nie, maar hy gee die boom wat vrug dra en so voort en hy gee krag aan. So die vraag is net, ek loop in die lewe, ek gaan kerk toe, ek dien die Here, maar as daar vrug in my lewe, dan is al die goeders maar net klatergoud. Dis 'n hersenskim. Godsdienst is baie mense se hersenskim. Klatergoud is nie reg nie. Daar's goedjies wat ons wil doen, wat by ons pas. Daar's goedjies wat ons aanvaar, wat ons wil en sal doen, en daar's goeders wat ons nie aanvaar nie. Ons kan nie aanvaar dat ek my lewe totaal aan God moet toewy nie. As mens op die kinders van God, prys die Here, daar is vir my.
So, die derde vorm van vrug is vrug wat gebore word in die dood. Daar kan geen vrug kom as daar nie dood plaasvind nie. Uit die dood kom vrug tevoorskyn. Die oorsprong van 'n vrugtevolle geestelike lewe is die dood. Jy kan nie sommer net begin hardloop en lewe as jy weer gebore is nie, moet jy sterf. Johannes 12 sê Jesus, voorwaar ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen, maar as dit sterf, dra dit veel vrug. Wie sy lewe lief het, dan oor hom spaar dat hy nie sterf nie, sal dit verloor. Maar wie sy lewe haat in hierdie wêreld, sal dit bewaar vir ewige lewe. Mens haat jouself nie, jy haat dit wat jy nie moet doen nie. Wie sy lewe in hierdie wêreld haat, dit beteken ek gee my lewe vir God, nie vir die wêreld nie. Ek moet my lewe haat in hierdie wêreld en nie vir die wêreld oorgee nie. Goed, dit is maar hoe dit werk. Paulus se lewe van oorvloedige vrug het in die dood gekom. En die ander ook. Jesus sê, en hy verduidelik hierdie saak, hy sê as 'n koringkorreltjie nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen, nutteloos, sinneloos, geen vrug. Hy bly net alleen. Maar as hy daar geplant word, dan kry hy water, dis die woord van God en so meer. En dan begin hy ontkiem, en hy dra 'n aar met 50 of 60 koringkorrels in, 'n mieliepit, enige ding. Hy moet eers sterf, en uit die dood kom vrug, nie in die lewe nie. Jy moet lewe vrug gee, nie soek in die lewe dat vrug gee. So Galasiërs sê vir ons, deur die wet is ek vir die wet dood, is in Paulus, om vir God te lewe, nie meer vir my lewe nie, nie vir die wet nie, dis dood. Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer, maar Christus leef in my. Dis die vrug van 'n lewe wat gesterf het, dat Jesus in jou opstaan, vrug dra. Sê Romeine 7 ook hierdie woorde, so my broeders, as julle dan ook ten opsigte van die wet dood deur die liggaam van Christus. Om aan 'n ander te behoort, naamlik aan hom wat uit die dode opgewek is, sodat ons tot eer van God vrugte kan dra. Want ons in die vlees was, het die sondige hartstogte wat deur die wet kom in ons lede gewerk om vir die dood vrugte te dra. Daar is sierdrywe, wat God praat van daai twee goeders aan Israel, die Jode. Hulle het sierdrywe gedra. Die wet was vir hulle die lewe. Maar die wet het hulle nooit doodgemaak nie. Hulle was in elk geval dood, hulle kon nie lewe deur die wet nie. Maar wanneer Jezus kom, dan staan hy op in 'n mens en hy gee die vrug van die ewige lewe in jou en deur jou. Daarom sê Spreuke 11:30, die vrug van die regverdige is 'n boom van lewe. Dan is daar ook die vrug van gesonde kommunikasie. As daar nie gesonde kommunikasie in jou lewe is nie, dan is daar fout. Spreuke 13 sê, die vrug van iemand se van die vrug van iemand se mond eet hy die goeie. So hier is vrug in kommunikasie. Magtige vrug. Spreuke 25 sê, goue appels op versierde silverborde, soos 'n woord op sy tyd gespreek. Appels, vrug. Dis wat uit my mond uit kan kom. Maar die dood kan ook daaruit kom. Kolossense sê, laat julle woord altyd aangenaam wees met sout besprinkel, sodat julle kan weet hoe julle iedereen moet antwoord. En dit wat ongelukkig ook waar is, Spreuke 18 dat sê, dood en lewe is in die mag van die tong, en elkeen wat dit graag gebruik sal die vrug daarvan eet. Jou woorde is vrugte, en as dit uit jou mond uitkom, word dit lewende vrug, positief of negatief. Ek het al genoem dat die Hebreërs sê, as jy praat, gaan daar 'n gees uit jou uit. En as wetenskaplik bewys, daar gaan 'n soort van 'n krag uit jou uit om jou. En dan beïnvloed dit almal om jou. So, hierdie ding is waar. Vrug van gesonde kommunikasie. Maar wat is mense se kommunikasie in ons dag? As hulle iets op die TV kyk, oh my God, dan laster hulle. Of Jesus. So gaan hulle
sê Allah nie, ou Allah of ou Mohammed nie. Want die God is dood. Maar dan praat met die God wat lewe in 'n laster om. Die vrug van die dood wat in die mond uitkom. Hulle is besig om vir hulle ewige dood op te stel. So, die volgende is die goddelike vrug van die Heilige Gees. Alle kinders van God het die saad van goddelike vrug in hulle. As jy kind van God is, dan is die saad daar. Maar die vrug van die Gees bestaan in alle goedheid, geregtigheid en waarheid. So die basis van die vrug van die Heilige Gees is goedheid, geregtigheid en waarheid. So dit is karaktereienskappe. As jou karakter reg is, sal jy kan vrug dra. Nou gaan mense direk in 'n storm na Galasiërs 5:22 sê, die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. En dan gryp daarna. Maar die basis bestaan dalk nie. Jou karakter is dalk nie so edel en so rein deur hierdie 3 dinge dat jy vrug van die Gees kan dra. Die vrug van die Gees is nie goedkoop nie. Dit kom deur 'n karakter van 'n persoon wat gevul is deur goedheid, geregtigheid en waarheid. Hoe lyk jou karakter? Kan jy die vrug van die Gees dra? En baie mense wat sê, dra die vrug van die Gees. Dan kan ons 'n bietjie hier en daar, 'n bietjie daar en maar. Dis nie die vrug van die Gees nie. Dit word uit jou karakter gebore. En daarom moet jou ou mens eers sterwe, sodat 'n nuwe mens kan ontstaan. En uit die dood van die ou mens kom die nuwe lewe. Galasiërs sê die vrug van die Gees. Daar is 9 dinge hier, maar die 3 ander wat bo staan is, maak dit 11 vrugte van die Gees. En dit word gemis in die hele kerk. Mense wil net op die Galasiërs die teks bou en hulle gryp onmiddellik na hierdie teks om te sê, ek wil die vrug van die Gees dra. Maar het maak nie saak hoe jy lewe nie, maak nie saak wat jy binne aangaan nie, ek wil net die vrug van die Gees dra van die Pinkstertye. En dan wil die mense net selwe, word party maar erger. So ons roeping as kinders van God is vrugdraers vir Jesus, vrugtebome, die koning se tuin. Hierin is my Vader verheerlik, sê Jesus, dat julle veel vrug dra en julle sal my disippels wees. Hier is 'n ander voorwaarde. Ware disippelskap ontstaan uit 'n lewe van vrug. Nie want ek besluit, ek gaan nou agter Jesus aan, ek gaan 'n disipel word nie. Jy sal nie 'n disipel wees nie. Jy moet eers vrug in jou lewe dra. Dit ontstaan uit die vrug van jou lewe. Dan kan jy sê, ek wil 'n disipel van Jesus word. So God keer die mense. As daai 'n persoon niks vrug dra nie, jy sal nie 'n disipel wees nie, gaan maar vir jouself lewe al die tyd. Maar as 'n persoon wat vol van die vrug van die Here is, dan sê Christus, die Heilige Gees, kom, word 'n disipel van die Meester. Disipelskap is nie goedkoop nie. Niks is goedkoop nie. Jy moet 'n offer bring voordat goed in jou lewe begin werk. Sonder vrugte kan jy nie 'n volgeling van Jesus word nie, klaar. So nou moet ons onsself elkeen toets. Wat se vrug dra ek? Praat nie van die vrug van die Heilige Gees nie. Dra die vrug van bekering. Dra die vrug van geregtigheid en al die ander dinge. Nou wil ek die vrug van die Gees dra en ander dinge ontbreek. As jy waarlik weergebore is, dan kan jy nie vrugte dra vir God se tuin nie. Johannes 15 sê Jesus verder, julle het my nie uitverkies, maar ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra, en dat hulle vrug kan bly. Hy het hulle aangestel. Hy het nie net gesê, hoor jy, julle is nou my kinders, of my volgelinge nie, my maatjies nie, gaan dra vrug nie. Julle kan as julle wil nie. Daar was 'n aanstelling gedoen, hoe weet ons nie. Maar Jesus het gesit of gestaan en het sy disippels gevat en 'n aanstelling gemaak en gesê, julle sal vrug dra, julle moet vrug dra. Dis nie sommer dat hulle besluit het, ek gaan nou 'n vrugtevolle lewe leef en ek gaan lekker wees nie. Hulle het gesê, Here, wat nou? Hierdie ernstige woorde, dan moet ons iets in die geheim gebeur. Maar dit kan 'n werklikheid wees. Jesus maak dit oop en hy sê, ek stel julle aan, ek het julle uitverkies om vrug te gaan dra.
So dis 'n verhewe posisie, 'n verhewe situasie. So wat verhinder ons om vrug te dra? Dis nou die lelike deel van die saak. Verwaarlosing van jouself. Verwaarlosing van jouself. In Hooglied staan daar, dis nou 'n meisie wat daar gespraak het. Hulle het my aangestel as oppasser van die wingerde. My eie wingerd het ek nie opgepas nie. Altyd ander mense bedien. Ander mense soos Martha, sy voete was en huisie uitvee. Maar jou siel, eie wingerd, het hierdie nie opgepas. Baie kinders van God maak die fout. Ek kyk na ander se lewe en ek wil hulle regmaak, ek wil vir hulle preek, ek wil hulle dit doen en dat doen. Maar wat van myself? Hoeveel ander gee ek aan my eie siel, my eie gees, my eie lewe? Ons is die belangrikste persoon in jou lewe, op die aarde. Daarom moet jy baie aandag aan jouself gee. Dis goed om na ander mense te kyk, dis goed om sendingwerk te doen en allerhande goed te doen, maar dan moet daar 'n balans wees en dan moet 'n ernstige toenadering tot jou eie wese wees. Om te sê, ek gaan my eie wingerd oppas. Ek gaan sorg dat ek ook gesond is. Spreuke 27 sê, wie 'n vyeboom oppas, sal sy vrugte eet. Sê nou maar, jy is 'n vyeboom, sê vir jouself, hey, ek is 'n vyeboom. Ek gaan myself begin oppas, ek gaan die vrugte eet. Dit is die eerste ding, verwaarlosing van jou eie lewe, gees, siel en liggaam, oor opdragte en allerlei dinge. Die tweede is, plundering deur bose magte, dit verhinder mense om vrug te dra. Hooglied sê verder, vang julle vir ons die jakkalse, die klein jakkalse wat die wingerde verniel, want ons wingerde staan in die bloei. Vang vir ons die klein jakkalsies. Daai tyd was dit 'n algemene probleem, dat die wingerde het 'n muur omgehad, en God het dan Jesaja sê, gaan die muur afbreek, ne, gaan vertrap. Dan kom in die nag klein jakkalsies deur die gate en is goed is in die muur. Dan vet hulle al die trossies, en dan is daar niks oor nie. Vang julle vir ons die jakkalse. En dan hoor, kom kyk 'n bietjie na jou eie lewe. Vang die jakkalsies in jou eie lewe wat besig om jou te knag, om jou vrugte op te vreet. Want hulle is daar. Kan demone wees, het kan oortuigings wees, allerhande goed, het kan fisiese faktore wees, aanhoudende siektes en dinge, klein jakkalsies, vang hulle en maak hulle dood. Ons wingerde staan in bloei. Die feestyd van God is hier van Pinksterdag af. En die wingerde staan in bloei, maar die klein jakkalsies kom in die nag. Ons soms deur nagmerries, allerhande goed, en hulle sluip in. Hulle sluip in, as ander gevare ook. Vanmôre is daar 'n slang in ons huis, en kom ons my vrou daarheen. Ja, net so lang slang in die huis, as die trap op. Dis net so die klein jakkalsies, om om te vernieuw. En kom eet al ons muis en paddas in huis. Die derde probleem is onkunde. Matteus 13 sê Jesus, daarom spreek ek tot hulle deur gelykenisse, hierdie klomp mense hier omdat hulle terwyl hulle sien nie, en terwyl hulle hoor nie, hoor of verstaan nie. Dit gebeur in die kerk ook, daar word gepreek, dit gebeur in die huis, daar word gebid, en die Bybel word gelees, maar mense sien nie en verstaan nie altyd nie. Onkunde. Jesaja sê vir ons, my volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis. Ons moet kennis opdoen van Godse dinge. Daarom spreek ek tot hulle deur gelykenis, omdat hulle terwyl hulle sien nie, en terwyl hulle hoor nie verstaan. So mense, is jou verstand helder, is jou verstand by, is jou datum, wat gebruik jy om jou verstand te diens, want jou brein is die grootste skepping van God, fisies in die heelal. Binne in jou brein, in jou kop, sit jou hart, wat 'n groter, 1000-maal groter skepping as die brein is. En jou gees sit daar, wat 10.000 keer groter is. Dit is verskriklik as mens kyk na wat 'n mens is, maar dan vul mense die goed met onkunde. Televisieprogram en allerhande goedjies. Sê nie met televisie kyk nie, maar kyk wat jy kyk. Verdrukking
is ook 'n faktor. Die omgewingsfaktore kan ons vrug vernietig. Ons beland soms in situasies op ons gaan soem toe, as baie mense wat hulle kop in 'n bynes druk, dan kry moeilikheid, en dan begin moeilikheid kom. Omgewingsfaktore. Daar is 2 dinge wat 'n mens beïnvloed. Dit is jou genetiese oordraging en jou omgewingsfaktore. Ek het my meestersgraad daarmee gedoen. Jou omgewingsfaktore beïnvloed jou fisiese lewe en baie ander dinge. En dan jou genetiese faktore beïnvloed baie dinge van binne af. Ek kan nie uitbrei nie. Maar ons omgewingsfaktore, dinge rondom ons, as ons nie wakker is nie, kan ons vrug vernietig. Markus 4:7 sê Jesus. En 'n ander deel van die saad het in die dorings geval, en die dorings het opgekom en het verstik, want het geen vrug opgelewer. So wat het dorings is daar in jou lewe, wat jou potensiaal, jou kapasiteit, jou inhoud vernietig. Baie mense is soos 'n ballon wat opgeblaas is as hulle kinders van God word, maar dan kom een van hierdie dorings in die steek en bars die ballon as niks hoor nie. En daai mense sien jy amper nooit eens meer. Daar's baie sulke Christene wat net by die water van die lewe kom en dan stop het daar. Omgewingsfaktore is baie magtig en sterker in veelheid as wat ons dink. So kyk rondom jou. Beveilig jy jouself, jou siel en gees en liggaam en jou verhoudings, beveilig jy dit? Of is daar 'n doringbos om jou wat alles seermaak, sodra dit lewe toon? Hy sê, en het is interessant om te sien wat Jesus hier sê, 'n ander deel het in die dorings geval en die dorings het opgekom. Dit is asof hy wil sê, hierdie saad en die dorings se saad is saamgesaai. Toe kom die dorings op en verstik hierdie goeie saad. So daar was 'n geveg van die begin af. Stryd. Oorlog teen mekaar. En die arme ou saadjies kon nie wen nie. Toe wen die dorings. So dit is hoe dit werk. Wat moet ons doen? Gebed. Gebed is al wat gaan help. Want gebed trek 'n mens na God toe in die fokus. En gebed verander mense wese binnekant, selfs jou karakter. En as dit gebeur, dan kan daar vrug kom en gaan vrug by. Hy sê in Kolossense 1, daarom hou ons ook nie op van die dag af dat ons het gehoor het van hulle goeie werke, om vir julle te bid en te vra dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil in alle wysheid, geestelike insig, sodat julle waarliklik voor die Here mag wandel om in hom alles te behaag en julle in elke goeie werk vrug mag dra en in die kennis van God mag groei. Onkunde is een van die grootste probleme. Ons weet nie, ons is tevrede daarmee. Die vraag dan is daar vrug in jou lewe? Jy kan sê, ander om jou kan ook dalk bietjie sê, maar jy in die Heilige Gees alleen kan sê of dit so ernstig is of nie. Daar's mense wat geen vrug dra nie, waarom nie? Hoekom? Hoekom dra jy nie vrug nie? Is jy kwaad vir God of vir Jesus? Is jy klaar met hom? Is jy dik vir hom? Dat jy nou doen wat hy sê nie? Is jy baie seker dat jy kind van God is? En as daar nie vrug is nie, vrug van bekering en al die ander, dan is daar iewers 'n geweldige probleem in jou wese wees, jou hart, gees. Draai dalk 'n bietjie vrug, nou en dan. Die vraag is jy tevrede daarmee? Kan 'n mens tevrede wees daarmee? Om in 'n honger wêreld, 'n droewige woestynlewe wêreld om ons, te loop sonder vrug. Want hoekom dra ons die vrug van die Heilige Gees? Weet jy dit ons nie self nie? Dan boom jy nie sy eie vrugte nie. Hy het nie tande nie. Mens dra vrug vir ander. Ander mense met die vrug van die Gees by jou kry. So mag die Here gee dat ons nie tevrede sal wees om ons stukkie vrug te dra nie. So dra jy baie vrug, dan moet jy die
as jy in hom bly, sal jy meer vrug dra. Veel vrug ook nog. Gaan dra meer vrug. Moenie tevrede wees met jou lewe nie. 'n Mens mag nooit tevrede wees met jou lewe nie. Daar is altyd ruimte vir verbetering en noodsaaklikheid vir verbetering. Laat God ons help. Amen.